Hallo en welkom by vandag se formasiereis. Ons is in die Pinkstertyd, 'n tyd waar ons onsself oopstel in ontvanklikheid vir God se Gees, sy teenwoordigheid en sy werking in ons lewe. Luister saam met my na vandag se skrifgedeelte. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus het toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ons staan vandag stil by die Heilige Gees wat asem gee. So kan ek jou nooi om vir 'n paar oomblikke net bewus te raak van jou eie asemhaling. Dalk wil jy jou hand vir jou mond sit en net voel hoe jy jou asem in en uitblaas. Ons asem spreek van ons lewe. Jy kan nie lewe sonder om asem te haal nie. Ons asemhaling verteenwoordig wat in ons is, wat lewensbelangrik is, wat persoonlik is. Ons wil dikwels na ons asem verwys om ons lewe te beskryf. Ons sal iets sê soos, ek kry nie asem nie, as ons praat oor situasies wat ons versmoor. Of ek is uit asem, as die pas en die druk van die lewe alles uit ons uitvat. In die skepingsverhaal sien ons hoe God die mens formeer uit die grond, maar dat die mens eers 'n lewende siel word, toe God sy eie asem in die mens inblaas. So elke asemteug wat ek en jy neem, is 'n geskenk van God en 'n herinnering van hierdie geskenk. So dink vir 'n oomblik na aan hoe die disippels moes gevoel het na Jesus se kruisiging. Ons kry hulle bymekaar, maar hulle is bang, hulle is onseker. Kan jy dink die trauma wat hulle moes beleef het, toe hulle gesien het dat die een wat hulle liefhet, toe hy gemartel word en gekruisig word. En so is hulle agter dit toe deur, want hulle is bang vir die Jode, bang vir wat die Jode aan hulle kan doen. Ek wonder hoe sou ons hulle asemhaling kon beskryf, dalk vlak, benoud of gejaagd. Want net oomblikke tevore het Maria Magdalena hulle kom vertel dat sy 'n ontmoeting gehad het met die opgestaande Jesus by sy graf. En dalk het hulle gewonder, is jou belewenis eg? Dalk het hulle gewonder, gaan ons vir Jesus sien? En so hou hulle dalk hulle asem op. En dan verskyn Jesus aan hulle, so te midde van hulle vrees en hulle onsekerheid en selfs dalk hulle twyfel. Hulle kan 'n sig van verligting gee. Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin. En dan is daar hierdie intieme oomblikke. Hulle sien nie net dat Jesus opgestaan het nie. Hy blaas sy asem oor hulle as hy sê ontvang die Heilige Gees. Jesus gee so vir hulle sy asem, sy persoonlike teenwoordigheid. Die areas van dood in hulle harte en gemoed word gevul met sy asem wat kom lewe gee. Nou al 4 evangelies vertel hoe Jesus mense uit die dood uit opgewek het. Ons lees dit in Matteus, in Markus, Lukas, hoe Jesus Jairus se dogtertjie uit die dood uit opwek. Ons lees dan ook in Lukas hoe Jesus 'n weduwee se seun opwek. En in Johannes hoe Jesus vir Lazarus uit die dood uit opwek. Die teks sê vir ons Jesus gebruik hierdie geleenthede om te openbaar wie God is. Hy word geraak deur die swaar kry, die trane van mense en hulle families. Nou Johannes noem hoe Jesus byvoorbeeld gehuil het, toe hy sien hoe Lazarus se susters, Martha en Maria huil. En in al 3 hierdie gebeure, wek Jesus die dogtertjie, die seun en die Lazarus op uit die dood. Hulle het hulle asem uitgeblaas, maar Jesus gee vir hulle asem terug. En dan lees ons van Jesus se opstanding. Maar ons moet let op die verskil tussen hierdie 3 se opwekking en Jesus se opstanding. Want al 3 van hierdie 3 sou weer sterf. Maar Jesus staan op met 'n verheerlikte liggaam. En dan as hy sy asem blaas op sy disippels, gee hy vir hulle sy gees. Hierdie selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef nou ook in hulle. Die opstanding is nie net iets wat gebeur het nie,
Jesus sê, hy is die opstanding en die lewe. En so as hy sy asem op sy disippels blaas, gee hy hulle sy lewe. Dis sy asem vir hulle. En dis die kern van die goeie nuus van die evangelie is lewe. God doen sy beste werk in die begrafplase van ons hart. Hy doen meer as ons om net op te wek, as om ons terug te neem van waar ons was. Hy, die opgestane Christus, bring opstanding, nuwe lewe, transformasie na ons. In ons tyd van stilte vandag wil ek jou nooi om bewus te raak in die areas van jou lewe waar die asem weg is. Dalk is dit in areas van seer of van verhoudings wat skade gelei het. Waar voel jy uit asem uit? En kan ek jou dan nooi om die Here te vra om deur sy gees nuwe asem in jou te blaas. Jesus gee sy asem, sy aan die Heilige Gees as 'n geskenk. En so bekragtig deur hierdie Gees kom hierdie bang, onsekere disippels, het hulle die vermoë, die krag om voort te gaan, om God se koninkryk bekend te maak. Hulle kon gaan na die Jode wat Jesus wou doodmaak. Hulle kon gaan in die krag van die Gees en hom bekend maak. En ons leef in 'n wêreld wat smag na heelwording. Ons leef te midde van omstandighede en mense wat dalk die dood van 'n goeie Vrydag beleef. Maar God wil nuwe lewe bring. Hy wil van ons opstanding sondig mense maak. Mag ons sy Gees meer en meer toelaat om ons nuut te maak. Sy asem laat ons lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geskenk van hierdie lewe. Dankie vir ons asem. Maar Here, dankie ook dat U vir ons U self gee deur die Gees. En Here, help ons om op U te vertrou, om te stap op die pad saam met U wat lei na heelwording. En Here, gee ons die moed en die wysheid dan ook om na die gebroke plekke van ons wêreld te gaan, daar waar U nuwe lewe kan inblaas. Amen.